So van my kant af, goeiemôre, Mission Day gemeente. Dit is Sondagoggend en ek dink so in my voorbereiding daaraan, vanoggend vroeg, toe ek so 'n bietjie stil raak, toe besef ek net weer toe ek na die datum kyk, dat vandag is die 26ste Julie, gister oor 5 maande is dit Kersdag. En hierdie jaar is vinnig besig om uit te hardloop. Daar is van julle wat nie meer kinders op skool het nie en nie meer tred hou met kwartale nie. En nie eens mooi weet wanneer is skoolvakansies en nie meer skoolvakansies nie. Maar vir die van julle wat nog wel kinders in die skool het, die derde kwartaal het hierdie week afgeskop, skole is aan die gang weer. En daarmee saam ook ons gemeente. Julle kan sien met die aankondiging, skielik is daar weer 'n klomp dinge wat gebeur. So ons is opgewonde daaroor, ons gee die Here die eer vir elke bediening dwars deur ons gemeente. Dankie vir al hierdie baie spesiale groep mense wat voorvat en leiding neem en dan almal wat inval en deel vorm en saam hierdie gemeente vorm. Dit is en bly een van die grootste voorregte om deel te wees van Mission Day gemeente. Nou, volgens skop ons 'n nuwe reeks af en ons gaan 2 reekse hierdie volgende kwartaal by stil staan. Hierdie en dan nog een, ons 'n bietjie meer praat oor die tweede een nader aan die tyd. Maar vanoggend skop ons 'n reeks af en ons noem hom Styko. Styko is hierdie Griekse woord, hierdie Griekse werkwoord, wat beteken staan vas. Staan vas. Die Engels brei ons 'n bietjie uit, hy sê to stand firm, to stand fast, or to persevere. Styko. Nou ons gaan die volgende paar weke by hierdie woord, hierdie begrip, hierdie tema stil staan, want ons gaan so 'n bietjie gesels oor die belangrikheid daarvan om vas te staan, veral in tye van swaar kry. Veral in tye wanneer dit moeilik gaan. Dis maklik om vas te staan wanneer dit goed gaan. Is baie moeiliker om vas te staan wanneer swaar kry kom, wanneer daar lyding kom, wanneer daar verdrukking kom, wanneer dinge nie sin maak nie, wanneer dit vir ons voel, ons kry nie die antwoorde nie, ons wonder soms, waar is God? Hoekom gebeur dinge met my? Ek kry swaar, dis nie lekker nie, ek is siek, of my finansies, of my omstandighede druk en is moeilik. En dan kom styko ter sprake, om vas te staan, selfs en veral en ten spyte van moeilike tye. So hierdie is 'n reeks wat jy nie kan mis nie. As jy dalk planne gehad het in die volgende paar weke, probeer dit so doen dat jy hier kan wees en saam met ons kan wees vir die volgende paar weke. En kom reis saam met ons, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor die belangrikheid selfs van swaar kry. En hoe ons net moet vas staan in swaar kry. En ek wil hierdie reeks vanoggend afskop en hom neersit en ek wil begin met die eerste skrif en dis in Johannes 16 vers 33. En as jy jou Bybel het, blaai saam met my, lees saam met my. As jy nie het nie, dis op die skerm. En ek wil die reeks so afskop. Johannes 16 vers 33 is Jesus aan die woord en hy sê: Ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. Hy praat in die gedeelte tot en met daar vers 33, praat Jesus met sy disippels oor sy dood. Hy praat oor die Heilige Gees en die trooster wat hy gaan stuur en hy praat ook oor sy wederkoms. En hy eindig dan met vers 33 en hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Hier is 'n belangrike skrif, veral wanneer dinge moeilik gaan en dinge swaar gaan. Dan vra ons skielik ander vrae en dan kyk ons anders rond en dan is 'n skrif soos hierdie so belangrik en is nie 'n waarskuwing om bang te wees nie. Dis Jesus wat kom en sê, moenie verbaas wees wanneer swaar kry kom nie, want swaar kry gaan kom, storms gaan kom. Dit gaan nie maanskyn en rose wees vir die res van ons lewens, net omdat ons kinders van die Here is nie. So wanneer swaar kry kom, is hierdie 'n skrif wat jy aan moet vashou en terug na toe moet verwys. Maar ons is nie hopeloos nie. Jesus kom en hy sê, skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So die vraag is nie, gaan ek swaar kry beleef nie, die vraag is eerder, hoe leef ek, sodat swaar kry my nie oorweldig nie. Want dit is so, ons praat soms ligtelik daaroor en ons bid vir mekaar so ligtelik, maar wanneer jy in 'n situasie is van swaar kry, en dit voel of jy verdrink, en dit voel of jy oorweldig word, dan is dit nie maklik nie, dan is dit baie moeilik,
En is presies waar hierdie reeks gaan. Stykhou, om vas te staan in daardie oomblikke. Nou ek wil hierdie reeks dalk so 'n bietjie anders afskop en met 'n ander skrifgedeelte as wat jy sou dink aan die begin van so 'n reeks van vas staan en daardeur gesels. En ek nooi jou om saam te blaai na Matteus 25 toe. Ek gaan lees van vers 1 tot 13. En dis die gelykenis van die 10 maagde of die 10 meisies praat die Nuwe Lewende Vertaling van. Die 5 dwaases en die 5 wyses. En ek wil hierdie gedeelte vir jou deurlees. Kom ons kyk die konteks gou mooi reg en dan wil ek so 'n bietjie gesels en dan gaan jy verstaan hoekom ek by hierdie skrif wil stil staan aan die begin van ons reeks. Kom ons lees saam. Die gelykenis van die 10 meisies. In daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan soos met 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Vers 4. Die ander 5 daarenteen was verstandig genoeg om afgesien van hulle lampe ook nog ekstra olie in houers saam te vat. Toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dit was al teen middernag toe 'n geroep hulle wakker maak. Hier kom die bruidegom, gaan verwelkom hom. Daarop het al die meisies opgespring en hulle lampe begin regkry. Die dwaases vra toe vir die verstandiges: help ons asseblief met 'n bietjie van julle olie, want ons lampe is aan die doodgaan. Maar die verstandiges het geantwoord: nee, ons kan nie. Daar is nie genoeg vir ons almal nie. Gaan koop liewer vir julle by die winkel. Terwyl die onverstandiges weg is om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees en die deur van die feesvertrek is gesluit. Later kom die ander meisies toe ook en roep van buite af: Meneer, maak asseblief vir ons oop. Maar hy het teruggeroep: ek ken julle glad nie. En dan eindig hy in vers 13. Wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie. Jy wonder hoekom ek hierdie gedeelte vir jou lees aan die begin van 'n vasstaande reeks. Hou vas, staan gou vas vir 'n paar minute. En kom ons stap gou hierdie gedeelte saam deur. Nou, hierdie gedeelte praat van die Joodse kultuur in daardie tyd, wat trouwens 'n bietjie anders gewerk het as vandag. Die bruidegom het op 'n onbepaalde tyd gekom om sy bruid en haar gevolg te kom haal. En hulle het geweet die troue gaan plaasvind, hulle het geweet die bruidegom kom, maar hulle het nie presies geweet wanneer hy kom nie. Dit kon vroeg wees, dit kon laat wees, dit kon selfs rondom middernag wees. Maar die verantwoordelikheid van hierdie bruidsmeisies was eenvoudig: wees gereed wanneer hy kom. Dit was genoeg om te weet dat hy kom, maar wees gereed wanneer hy kom. En die verskil kom in hierdie 5 dwaases en die 5 wyses. Ek wil terugverwys na vers 5 toe en daar begin. Daar's so baie om te sê oor hierdie gedeelte en ek gaan nie alles sê nie, maar ek wil so een of twee dinge uitlig vir jou. Vers 5 sê: toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. En dit voel so asof dit die tyd is waarin ons vandag leef. Is in hierdie wagtyd. Ons leef tussen Jesus se eerste koms, Jesus wat gebore is, aarde toe gekom het, gesterf het op 'n kruis. Hy het opgevaar en nou wag ons. Daar's menigte beloftes in die woord waar Jesus self sê en die engele sê en daar's beloftes dwars deur die woord dat hy weer gaan terugkom. En ons as kerk, as jy die liggaam van Christus, is in hierdie wagtyd en die bruidegom kom terug. Ons weet die bruidegom kom terug. Ons weet Jesus kom weer, maar ons weet net nie wanneer nie. Kan enige oomblik wees, dit kan baie lank van nou al wees. Ons weet nie. En is so asof ons in hierdie wagtyd ook leef. En ek wil 'n aanhaling vir jou op die skerm sit, waar ek vanoggend so 'n bietjie wil gesels in die lig van hierdie gedeelte. Pastor Nico Botha is al oorlede, was baie jare die gemeenteleier by Goodwood gemeente. En ek weet baie van julle ken hom, het hom geken
Ek het die voorreg gehad om vir so 'n klompie jare te ken, so 'n kort tydjie onder sy bediening te wees. Maar hy het 'n groot impak in my lewe gemaak en hy het hierdie woorde gesê: Mind in the beginning what matters in the end. Mind in the beginning what matters in the end. En ek wil hierdie woorde by jou los en ek vertrou dat dit so 'n bietjie gaan maal in jou hart. So 'n bietjie maal in jou gemoed en dat die Heilige Gees dit gaan lewendig maak. Want dis 'n gesindheid waarmee ek en jy moet leef in alles wat ons doen. Want daar is wysheid om te leef vandag met die ewigheid in gedagte. Ek praat gereeld, ek is seker op daardie ouderdom nou, waar ek al hoe meer praat van toe ek jonk was. En hoe kerk was toe ek jonk was, en hoe meer ek het doen, hoe meer besef ek so, maar ouere mense praat so. En nou praat ek ook so. maar toe ek jonger was, het die kerk, pastore, predikers in die kerk, het hulle baie gepraat oor, daar kom 'n dag wat Jesus weer gaan kom. Ons het gesing daaroor baie meer. Ons het gepraat daaroor. Ons het in die kinderkerk of in die sonnaskool daardie tyd, was daar liedjies daaroor en ons het baie gepraat daaroor, oor Jesus wat weer gaan kom. En daar was vir my 'n baie groter bewustheid in kerk van hoe ek leef en waarmee ek moet besig wees, want Jesus kan enige oomblik kom. En dit is so asof selfs kerk vandag so 'n bietjie aan die slaap gesis is en nie leef met daardie bewustheid van Christus wat enige oomblik weer kan kom nie. En dat daar 'n dag kom wat hy weer gaan kom nie. Ons leef asof daar baie tyd is. Ons leef asof ons in beheer is, asof ons enigstens 'n sê het in hoe die toekoms gaan uitspeel en hoe die toekoms gaan uitrol. Maar kom ons leef met hierdie mind in the beginning what matters in the end. Jesus kom weer en alles wat ons nou doen maak saak. En as ons terugkyk na hierdie Matteus 25, hierdie gedeelte van die 10 meisies, was die groot verskil tussen hierdie twee groepe, hierdie 5 wyses en 5 dwaases, nie in wat hulle geglo het nie, dit was nie in lampe nie, dit was selfs nie in die wagtyd nie. Almal het geglo die bruidegom kom, almal het lampe gehad, almal het gewag, maar die verskil was voorbereiding. Die verskil was dit, 5 van hulle het met hierdie gesindheid opgedaag, met ekstra olie, en 5 van hulle nie. 5 van hulle was bewus van mind in the beginning what matters in the end. Ons moet voorbereid kom, want ons weet nie wanneer die bruidegom gaan opdaag nie. En in vers 13 sluit Jesus hierdie gelykenis af, en hy sê, wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie. Nou kan jy dalk volgende nou weer vra, okay Matthys, ons hoor dit, ons verstaan dit, maar wat het 'n reeks van stykhou en vasstaan, en waar ons gaan gesels oor swaar kry en moeilikheid tye, wat het dit te doen met hierdie Matteus 25ste gedeelte? En ek wil vanoggend vir jou sê, alles. Alles. Want dit gaan oor die hart en die gesindheid waarmee ons alles doen wat ons doen. Want in swaar kry en in moeilike tye is dit baie belangrik dat jy nie net vaskyk in dit wat jy nou beleef nie, maar onthou dat alles wat nou met ons gebeur is net tydelik. Ons het al gepraat in 'n reekse die afgelope tyd, 1 Petrus se reeks ook wat ons gesels het oor, waar alles op hierdie aarde is net tydelik. Ons beweeg deur, ons reis deur. Daar's 'n ewigheid. En dit is so belangrik net om die perspektief reg te kry, as jy dit nie gaan regkry nie, gaan storms jou baie vinnig kan oorweldig, gaan swaar kry jou so maklik onderkry. Want jy gaan net vaskyk in die swaar kry nou, in die seer nou, in die verlies nou, in die siekte nou, in die vrae nou. Maar daar is iets daarin van 'n Jesus wat weer gaan kom, en ek wat net tydelik hier op aarde is vir 'n tyd, maar dis nie waar ek my ewigheid gaan spandeer nie. Daar's 'n tyd in voorbereiding, daar's 'n tyd in my swaar kry seisoen waar dit belangrik is om my oog te hou, to mind in the beginning, waarmee ek nou besig is, what matters in the end. Want daar moet 'n ewigheidsbewustheid en 'n ewigheidswaarde wees in hoe ek leef. Want nou gaan jy begin anders praat.
Nou gaan jy begin anders kinders grootmaak, want skielik gaan my kinders se grootmaak nie net vir my oor, hulle moet skool oorleef, en hulle moet universiteit of 'n werk kry, of hulle moet 'n man of 'n vrou kry, dis meer as dit. Hulle saligheid is skielik op die spel. En hierdie Jesus wat weer gaan kom, is skielik relevant op my kinders ook. So nou moet ek hulle anders grootmaak, want dis die doel. Ons is tydelik hier, en ja, hulle moet werk, en hulle moet goeie lewens hê, maar dis nie die doel nie. Dis nie alles nie, dis nie alwaar dit gaan nie. En ongelukkig leef ons vandag asof dit die hoofdoel is en Jesus se koms in ewigheid 'n bysaak is. Ons kry ons 'n bietjie verkeerd om. En nou sukkel ons en ons verstaan nie en swaar kry gebeur en siekte kom my pad langs en nou het ek baie te sê oor, Here, hoe kan dit dan nou wees? Ek is dan getrou, ek dien U my lewe lank. Ek kom selfs op 'n Sondag kerk toe, selfs in die winter, selfs in die reën, selfs in die koue, Here. Sekerlik moet ek nie siek raak nie. Sekerlik moet hierdie seer kry en swaar kry nie my pad langs kom nie. En as dit my pad langs kom, het ek nou baie vrae oor, straf God my of wat gaan aan en hoekom gebeur dit met my? Maar as jy verstaan dat hierdie is 'n stikkende en 'n gebroke wêreld en daar's 'n sondeval en daar's 'n groot verduideliking vir alles wat om ons gebeur wat stikkend is. Maar as ek dit verstaan en ek sien dit in die prentjie van die ewigheid, skielik maak dinge anders sin. Skielik aanbid ek anders. Skielik glo ek anders. Skielik praat ek anders. Skielik hou ek anders vas. Skielik vertrou ek anders. En ek onthou ook mense in die kerk in my grootword jare wat die ding verkeerde kant toe getip het. Wat gesê het, nee wat, ek gaan nie voorsien vir my ou dag nie, want Jesus gaan kom voor ek oud word. So daar's wysheid wat ook daarmee moet saamgaan. Ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. So ons moet werk vandag. Bybel sê as jy nie werk nie, gaan jy nie eet nie. So jy moet werk, jy moet voorsien, jy moet vir jou kinders sorg, jy moet vir jou man en jou vrou. So ons moet wys wees en voorsien. Maar dan moet tog ook hierin hierdie bewustheid wees van Jesus wat weer gaan kom, veral as dit kom by swaar kry. Want as ons daai fokus kan regkry oor die ewigheid saam met Christus, sal swaar kry ons nie oorweldig nie. Ons het gesing in ons aanbidding van Christus wat ons firm foundation is. En daar in Matteus 7 lees ons van die twee huise, huis op die rots en die huis op die sand. En as jy kyk na die twee gelykenisse in Matteus 25 van die 10 meisies en jy kyk in Matteus 7 van die huis op die rots en op die sand, dan gaan albei van hierdie gelykenisse oor voorbereiding. Een oor olie in jou lamp en die ander een oor fondasie. En as ons kyk na Matteus 7 en ons kyk na die twee huise wat gebou is met die storm wat hulle tref, dan sien ons dat die storm het nie die huise verander nie. Die storm het blootgewys die fondasie waarop die huise gebou was. En net so, swaar kry kom nie en skep geloof nie, swaar kry openbaar geloof. Dis so asof die storms wat kom en die swaar kry wat kom waai en kom skud en net vir ons wys, waarop is ons eintlik gebou? Wat glo ons regtig? In wie glo ons regtig? Is ons regtig op hierdie rots, Jesus Christus, gebou en geanker? En glo ons en weet ons wie hy is, wie ek in hom is, en dat hy weer gaan terugkom soos hy beloof het. Want as dit so is, dan moet my lewe daarvan getuig. Dan is dit asof my geloof geopenbaar is. En dis hoekom moeilike tye so, kan ek die woord ontmaskerend is. Want wanneer alles wegval, wat bly oor? Waarop rus jou lewe? In wie glo jy? En ons weet, geloof moet gesien word en geervaar word. En dis hoekom kerk so belangrik is. Dit gaan nie oor 'n Sondag nie, dit gaan oor 'n Maandag tot Vrydag wat daar buite aangaan. Want 'n wêreld moet sien wie is ons en in wie glo ons en op wie staan ons, op wie bou ons en leef ons 'n lewe wat getuig van 'n Christus wat weer gaan kom. Matteus 90, Psalm 90, Matteus 25, Psalm 90. Psalm 90 vers 12 sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Tot die psalms kom en sê, tel jou dae, met ander woorde, wees bewus van die hoeveelheid dae wat jy leef. Daar's weer ietsie van voorbereiding hierin, ietsie van wysheid wat daarin is, dat een dag is verby, is een dag van my lewe minder,
Dis 'n volgende dag. Wat hou hierdie dag in? Op wie vertrou ek vandag? Wat gebeur vandag met my? Ek wil ietsie sê oor die lampe. Hier is 'n belangrike deel van Matteus 25 se gelykenis. En die 5 dwaase meisies het nie ekstra olie gehad nie. En as ons daar die skrifte draai en ons lees so 'n bietjie oor olie en salwing en olie, dan is dit soveel keer die skrif wat verwys na die teenwoordigheid van die Heilige Gees op gelowiges en in ons lewens. En ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan, want hierdie olie en die lampe simboliseer hierdie intimiteit met God. Ek praat van 'n persoonlike verhouding. As jy gaan lees in Matteus 25, sal jy sien, elke een van hierdie meisies moes hulle eie lampe hê, met hulle eie olie. As jy die gedeelte so lees, kon jy vir jouself vra, maar daar was dan 5 met olie in hulle lampe, kon die ander 5 nie maar by die eerste 5 langs hulle geloop het in, so half 'n lamp gedeel het nie. Maar dis elkeen hulle eie lamp, gevul met eie olie. En vandag in ons verhouding met die Here, lyk dit ook so. Dit gaan oor elke een se persoonlike verhouding met God. Christus moet persoonlik geken word. Daar's hierdie ontmoeting, ervaring met elkeen van ons in ons lewens. Ek kan nie op my ma se geloof leef of my pa se geloof leef nie. Ek kan nie vashou aan my vrou se geloof nie. Ek kan nie sê, "Jog, my vrou dien die Here en ek kom maar net saam nie. My vrou dien die Here so mooi, ek kom op Sondag net kerk toe dat sy moet ophou neel en ophou karring, dan kom ek maar saam kerk toe. Of andersom dalk. Elkeen is selfverantwoordelik om Christus te ken. Elkeen is selfverantwoordelik om die Heilige Gees toe te laat om hier te werk aan die binnekant van ons en te reageer op sy stem. Dis 'n eie verhouding, 'n eie tyd saam met God, 'n eie wandel saam met Jesus. So dis belangrik dat ons daar begin. En ek wil Pietie vra my te kom help speel vir 'n oomblik. Hierdie wyse meisies het nie geweet wanneer die bruidegom kom nie. Maar het geweet hy gaan kom. En hulle was voorberei asof dit enige oomblik kon wees. En dis hoe 'n Christen alles in sy en in haar lewe aanpak. En swaar kry ook. Daarom staan ons vas. Daarom verloor ons nie moed wanneer dinge moeilik gaan nie. Daarom kan ons styk hou. Want daar's 'n ander gesindheid in die hart van 'n gelowige wat leef in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Weet die Heilige Gees woon hier binne in my, lei my. Ons verloor nie moed nie. Ons hou aan glo, al lyk dit of niks verander nie. Daarom hou ons aan bid. Die van julle wat dalk nie weet nie, voor my tyd is daar aan hierdie auditorium gewerk en is daar matte geplak op hierdie sementvloer. Maar voor die matte geplak was, is daar vir mense genooi om name te skryf onder hierdie matte. Van iemand wat jy ken, dalk 'n geliefde, wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Het hom nog nie ken nie. En hier is nog steeds name onder hierdie matte van mense wat nog nie 'n besluit gemaak het vir Jesus nie. Waarvoor die gemeente nog steeds saam die Here vertrou. Geliefdes nog steeds hier die Here vertrou. Alles gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. Dis waar ons begin. Dis hoe ons styk hou, dis hoe ons vas staan wanneer dit moeilik raak. Dis hoe ons voorbereid leef, want ons glo dat hy weer gaan kom. So my perspektief verander en alles in my lewe verander. Maar daarom hou ek aan, daarom hou ek vas. Ek hou aan dien, ek hou aan leef, nie net vandag nie, maar met die einde in gedagte. En ek wil my boodskap afsluit vanoggend met 2 vrae. En ek wil dit baie eenvoudig hou. Die eerste vraag is, ken jy vir Jesus? Want ons kan nie hierdie reeks aanpak oor
oor swaar kry en moeilike tye en jy wonder nog of jy hom ken en in 'n verhouding met hom leef nie. Dalk het jy nog nie ja gesê vir hom nie, dalk het jy nog nie 'n besluit gemaak nie. Dalk het jy nog nie 'n oomblik beleef waar jy Jesus Christus aanneem as jou eie persoonlike saligmaker en verlosser nie, maar dis waar alles begin. Waaraan gaan jy vas staan? Hoe gaan jy stykhou? Waarop is jy gebou as jy hom nie ken nie? Dis waar alles begin. So is my eerste vraag. Ken jy hom? Van is al hoe jy gereed gaan wees vir die dag wanneer hy weer terug gaan kom. En of ek en jy gaan 'n laaste asem uitblaas voor hy gaan kom, of ons gaan dalk nog hier wees wanneer hy kom. En ons kan baie teologies nou praat hoe daai dinge gaan uitrol. Maar vandag is dit vir my baie belangriker dat jy weet, daar kom 'n dag wat hy gaan terugkom. As noodwendig hoe dit gaan gebeur. En dan die tweede vraag. Die wete dat hy weer gaan terugkom. Hoe beïnvloed dit jou lewe vandag? Hoe laat dit jou leef? Hoe laat dit jou dien? Hoe laat dit jou praat? Hoe laat dit jou alles doen wat jy doen? Verstaan jy hierdie mind in the beginning, what matters in the end? In die manier hoe jy die Here dien. En alles doen wat jy doen. Of het jy dalk so saggies aan die slaap geraak? Geestelik, en het jy in hierdie slaap ingegaan van, ag nee wat, ek kan maar aangaan soos ek aangaan. Daar's nie meer 'n dringendheid nie. Daar's nie meer 'n sekerheid dat vandag is dalk my laaste dag nie. Ek moet lief hê vandag asof daar nie 'n môre gaan wees nie. Ek moet kan getuig asof môre dalk nie gaan kom nie. Ek moet my kinders groot maak asof ek hulle nie gaan sien groot word nie. Dit is amper soos om 'n klein boompie te plant, maar jy gaan nooit in sy skadu sit nie. Is ons besig om die regte dinge te praat en te sê en te doen, nie omdat ons eer wil kry of omdat 'n denominasie of 'n naamdenominasie die eer gaan kry nie, maar as ons fokus regtig op die Jesus Christus wat ons dien en wie ons glo. Die een wat hierdie druiwestok is en ek die loot is wat groei uit hom uit. Is dit regtig so en is daar nog hierdie ewigheid visie in my hart van dit gaan alles oor hom. En daar's 'n ewigheid wat wag saam met hom. En alles wat ek nou doen, ek hou dit in gedagte en ek sien dit in my geestesoog. In alles, selfs in my swaar kry, veral in my swaar kry, maar alles tussenin ook. En ek wil vanoggend saam met jou bid, ek wil vir jou vra daar waar jy is, wil jy nie jou oë saam met my toemaak nie. Ek wil in 'n oomblik afsluit. Maar ons kan nie verder praat in hierdie reeks oor swaar kry of hoe bly ek vas staan? Hoe stykhou ek? Hoe byt ek vas? Hoe druk ek deur? Hoe bly ek staande? As ons nie hierdie gesprek vanoggend eers het nie. En my gebed vir elkeen terwyl jy oor toe is daar, ek bid dat die Heilige Gees by jou hart sal uitkom vanmôre en in hierdie week. Ek wil dalk so ver gaan om te sê, ek bid dat die Heilige Gees 'n bietjie dinge kom die mekaar krap in jou lewe en in jou hart dalk. Dalk jou vooropgestelde idees so 'n bietjie kom die mekaar krap. Dalk jou gemaksone so 'n bietjie binnendring en al die wat-asse so 'n bietjie eenkant toe skuif, dat ons net weer prioritiseer waaroor gaan hierdie lewe regtig. Dat dit nie net gaan oor by mekaar maak en waar ek bly en wat ek ry en wie ek is en my adres nie. Maar dat dit gaan oor 'n ewigheid, dat my identiteit verander is vir 'n ewigheidsvisie. Want dan eers is ons die kerk van Jesus Christus. Dan eers kan ons disippels wees en disippels maak. Kan ons besig raak met sy missie. Kan ons betrokke wees by stikkende mense. Kan ons begin anders sien, anders kyk, anders glo, anders betrokke raak in ons gemeenskappe. En alles wat ons doen, anders doen. Want daar's iets in ons wat ons dring en ons dryf. Want ek wil getrou wees aan dit wat U oor my aangestel het, want wanneer U terugkom, en dit kan enige oomblik wees, wil ek hê U moet my vind besig met dit waarvoor U my geroep het. Ek moet besig wees, ek moet nie skaam voor U moet staan en verskoning soek nie. Dis my gebed vir jou, hier waar jy so vir 'n oomblik, op 'n Sondagoggend in 'n stil auditorium, met toe oë sit vir 'n oomblik, net jy en die Here. En ek wil begin en gou by my eerste vraag. En dis my
So 'n dringende oomblik aan die begin van 'n reeks, en ek weet ons doen dit so baie, maar vanoggend lê dit ekstra swaar op my hart. Ek moet vir jou vra vanoggend. Dalk kuier jy by ons vir die eerste keer. Dalk vir die 100ste keer. Dalk is jy al jare in ons gemeente. Ek wil vanoggend vir jou vra, het jy al 'n besluit gemaak vir Jesus Christus? Het jy al 'n oomblik stil gestaan, tot stilstand gekom? Jy sê, Here, ek wil nie meer aangaan met my ou lewe nie, ek wil my rug draai op 'n ou lewe, ek wil 'n besluit neem, ja sê vir Jesus. Met my hele hart glo, met my mond bely, dat Jesus Christus die Seun van God is, gesterf het vir my sondes op 'n houtkruis. Dat hy opgestaan het, opgevaar het, aan die regterhand van God sit, en dat hy weer gaan terugkom. Het jy al ja gesê vir Jesus? As jy nog nie het nie, met so alle oë gesluit, wil ek vir jou sê, nou is jou oomblik. En ek wil jou nie bang praat vanoggend nie. Ek wil beslis nie, jy moet uit vrees uit ja sê nie. Maar hier is 'n oomblik waar jy 'n geleentheid het om 'n besluit te maak. En as dit jy is vanoggend, wil ek vir jou vra, daar waar jy is, wil jy nie sê, dalk vir die eerste keer, Jesus, hier is ek, vergewe my, was my skoon met u bloed. As dit jy is vanoggend, ek gaan nie laat opstaan nie, ek gaan nie vorentoe nooi nie. Met alle oë toe, wil jy nie jou hand net so vinnig opsteek en sê, hier is so 'n geloofsoomblik, waar ek sê, Here, hier is ek. Ek sê ja vir Jesus vanoggend nie. Steek jou hand op en laat sak hom net dadelik weer. Ga jy nie vorentoe nooi nie, ek gaan jou nie in die verleentheid stel nie. Maar hierdie is 'n oomblik. Dankie vir die hande wat opgaan en laat sak hulle weer. En ek wil gou 'n oomblik langer hier spandeer, die res van die gemeente verdra my, ek hoef nie te vra nie, ek weet hoe belangrik, dat julle ook weet hoe belangrik hierdie oomblik is. So, bly bietjie langer saam met hierdie oomblik. Want dis waar alles begin. Daar was 'n dag waar ek en jy hier begin het. Ek wil 'n gebed bid, spesifiek saam met hierdie mense wat hulle hande opgesteek het. En daar waar jy is, kom ons bid so saam. Vader, dankie vir hierdie mense vanoggend wat vir die eerste keer 'n besluit maak vir Jesus Christus. Dankie vir die beste besluit in enige iemand se lewe. Van is 'n besluit met die ewigheid in gedagte, waar ons nou 'n besluit maak. Ons mind in die beginning nou, what matters in the end, eendag. En my saligheid is die belangrikste, my verhouding met Christus is die belangrikste. Dankie vir manne en vroue wat in 'n oomblik hierdie eenvoudige gebed bid en sê, Vader, vergewe my. Vergewe my al my sondes. Was my skoon met die bloed van Jesus Christus. Ek glo met my hele hart en ek bely met my mond dat Jesus Christus die Seun van God is, gesterf het vir my sondes. Dankie dat u my kom vergewe. Dankie dat u my kom skoon was. Dankie dat u nou kom en my kind van God maak. Dankie vir 'n oomblik waar iemand beweeg van sondaar na kind van God. Dankie vir hierdie oomblik, Vader, ons gee al die eer. Dankie vir die kosbare bloed van Jesus Christus wat dit moontlik maak. Dankie dat ons weet, die gejuig in 'n hemel as gevolg van 'n oomblik soos hierdie, want die hemele verstaan die ewigheid, verstaan die prys wat betaal is op 'n houtkruis vir die ewigheid. Sien al daai prentjie van Jesus wat weer gaan kom. Ons gee al die eer vir elke siel vanmôre wat 'n besluit gemaak het vir Jesus Christus. Vader, maar dan wil ek bid vir elke een vanmôre ook hier, wat jy al lankal dien en 'n verhouding met u leef, maar so 'n bietjie die oog afgehaal het van hierdie prentjie van 'n Jesus wat weer gaan kom en nou beleef ons die lewe en ons het onnodige vrae wat ons vra en kyk onnodig rond en wonder onnodig. Maar dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar ons 'n besluit opnuut kan maak, om te sê, Here, ek wil vas staan, ek wil styk hou, ek wil die vermoë hê om te perseveer. En Heilige Gees, ek wil bid vir elkeen van ons, help ons om net hierdie onderskeid te kan tref, tussen wat aards en wêrelds en tydelik is, en dit wat ewigheidswaarde in ons lewens het, in ons woorde, in ons dade, in alles. Help ons om te onderskei.
Help ons om perspektief te kry net weer op ons eie lewens, in alles wat ons doen. Ons besighede, ons huise, ons huwelike, ons ouer-kind-verhouding, alles. Help ons, Here, om daar te sien in die ewigheid alreeds. En dan te kan terugwerk na waar ons nou is en besluite te maak op grond daarvan. Heilige Gees, U alleen kan dit doen. Ek bid vir elke een hier, elke man, elke vrou, elke kind. Ek bid, Here, help ons om anders te dink. Heilige Gees, U alleen kan ons lei na daardie plek toe en help ons om gehoorsaam te wees en te reageer op U roepstem hier aan die binnekant. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie kerk van Jesus Christus. Dankie Heilige Gees, dat U in ons en deur ons wil kom impak maak, oral waar ons gaan, omdat U weet en U die ewigheid sien. En die impak wat gemaak kan word vandag in daardie ewigheid, dat U dit verstaan. Help ons om te sien soos U sien en te hoor wat U hoor en dat ons kan optree in geloof anders as ooit in ons lewens. Want dan, skielik, lyk kerk anders. Lyk manne en vroue wat die Here dien anders. Help ons to mind in the beginning what matters in the end. Ons kom vanmôre, ons gee al die eer. Dankie Heilige Gees, dat ons U teenwoordigheid kan ervaar en beleef en dankie dat U aan die werk is in harte. Dankie dat U ons nooit los nie en nooit met ons klaar is nie, maar aan die werk met ons gaan wees tot ons asem uitblaas of tot U ons kom haal. Ek bid vir elkeen van ons uit mekaar uitgaan, ek bid vir 'n week wat voor lê. Ek bid vir die volgende paar maande van hierdie jaar wat voor lê. Ek bid vir die tyd wat voor lê, U alleen weet hoe lank. Help ons dat ons lewens sal saak maak, omdat ons iets anders verstaan, rondom wie U in ons is, en ons in U is. Dankie vir hierdie kosbare oomblik in U teenwoordigheid. Ons gee al die eer, ons bid dit, in Jesus naam alleen. En almal sê, Amen. Ek wil